Didn't make. Whose is it? Now I must tell you that one of you here will betray me. Who? This is my body. This is my blood. Remember me by doing this. Ek dink dit is baie gepas dat ons hierdie jaar se vlamskerp afsluit met die viering van die nagmaal. En vanaand wil ek jou eers weer 'n bietjie invat by wat die nagmaal regtig beteken, want ek dink baie gelowiges doen dit as 'n ritueel. Ons mis die impak, ons mis die betekenis van die nagmaal. So ek wil jy moet eers luister na vanaand se aanbieding. En dan, as jy klaar geluister het en klaar daaroor gepraat het, dan gaan jy afsluit met die viering van die nagmaal, sodat jy regtig kan verstaan waaroor dit gaan. Nou as 'n mens nou die nagmaal wil verstaan, moet jy verstaan waar dit vandaan kom, om die betekenis van die nagmaal en die impak daarvan regtig te verstaan. Dis natuurlik die Jode die Pasga gevier, waaruit die nagmaal dan gekom het. Jesus het die nagmaal ingestel terwyl hulle besig was, hy saam met sy disippels, die Pasga te vier. Die Pasga het geloop saam met die fees van die ongesuurde brode, wat 'n 8 dae fees was, waarvan die eerste dag dan die Pasga viering was, en dan vir 7 dae die ongesuurde brode. So die Pasga herdenk die uittog uit Egipte. Die Here het ons uit Egipte uitgehaal, die Here het ons verlos, hy is ons redder God, hy is ons verlosser God. Dis wat die Pasga in die eerste plek gesê het, en dis presies wat die nagmaal ook sê. As jy die nagmaal vier, dan sê jy, die Here het my verlos uit die wêreld. Die Here het my gered van die wêreld. So is obvious, as jy nie gered is, kan jy nie deel hê aan die nagmaal nie, want wat vier jy dan? Dan is dit net 'n dooie ritueel. Maar voor ons daar kom, moet jy verstaan wat in 'n Joodse huis gebeur het wanneer of voor die Pasga gevier is. Die aand voor die Pasga gevier is, het die pa van die huis alle suurdeeg uit die huis verwyder. Dis ook waar die ongesuurde brood dan vandaan kom wat hulle geëet het vir die volgende 7 dae na die Pasga. Wat het die pa daarmee gesê? Sy huis moet skoon, sy huis moet gereinig word, sy huis moet vry wees van enige invloed wat kan skade doen in sy huis. Want die ongesuurde brood wat hulle moes eet en die volgende dag eet met die uittog, het gesê, ons vat niks van Egipte saam met ons nie. Ons vat nie die invloede van Egipte saam nie. Ons vat ook nie die pyn van Egipte saam nie. Ons vat nie ons vernedering van Egipte saam nie. Ons los Egipte agter. So, ongesuurde brood sê, en dis my deel van die brood wat jy eet by die nagmaal, want dit is nie net die liggaam nie, want die gebreekte liggaam van die Here maak dit moontlik, anders is dit nie moontlik nie. Wanneer jy dan eet, dan sê jy, ek is vry van enige iets van my ou lewe, van die wêreld, van die invloede van die wêreld, van die pyn van die wêreld, van die teleurstellings van die wêreld. Ek is vry daarvan. En die pa, die aand voor Pasga, suiwer sy huis deur alle suurdeeg uit te vat. Nou, wat dink jy wat sal gebeur as die paas in ons huise die aand voor nagmaal voor die Here gaan staan en sê, Here, maak my huis skoon van enige invloed wat in hierdie maand ingekom het wat skade kan veroorsaak in ons huis, in my lewe, in my huwelik, met my kinders. Ek maak my huis skoon deur die bloed van Jesus Christus. Ek suiwer my huis. Imagine wat sal gebeur as ons eenmal 'n maand, 'n pa, die Saterdag aand voor nagmaalviering, voor die Here gaan staan in sy binnekamer en so 'n gebed bid. Natuurlik, as daar nie 'n pa's nie, kan die ma dit doen. Of as die pa nie gered is, kan die ma dit doen. Of as jou ouers nie gered is, kan jy dit doen. In jou kamer sê jy, Here, ek staan in namens my pa. En as daar 'n man in die huis is wat nie gered is, staan die vrou in en sê, namens my man,
suiwer ek my huis van alle invloede van die wêreld. Enige impak wat die wêreld mag hê op my huis, ek suiwer dit. Dit sal 'n asemrowende impak hê. Nou dan sal hulle by die Pasga, is die eerste ding wat hulle maak is, pa maak 'n verklaring in die geestesrealm, ek en my huis behoort aan die Here, pa is die gatekeeper van die huis, en dan drink hulle die eerste beker wyn wat sê, die Here is net goed vir ons. Dis 'n verklaring, daai eerste beker wyn sê, en dit sê die wyn is die bloed, ons weet dit, Jesus sê, die wyn is die bloed, maar wat sê die bloed? Die bloed sê, die Here is net goed, want dis die liefde van die Here wat die bloed gebring het. Dit is liefde wat hy prys betaal het, so dis 'n verklaring, die Here is net goed vir ons, en dan was pa sy hande voor sy huis, as 'n persoonlike reiniging, wat sê ek is die voorbeeld van reiniging, en ek is die voorbeeld van heiligmaking, dis 'n commitment voor sy huis, dat hy heilig sal lewe. Natuurlik. Hoe kan jy dan die verlossing van die Here vier as jy nie verlos is nie? En hoe kan jy sê die Here het jou vrygemaak as jy nie vry is nie? En hoe kan jy sê die Here het jou gered van sonde as jy nog vas is aan sonde? Sien jy waaroor gaan die nagmaal? En sien jy wie kan die nagmaal vier en wie kan nie die nagmaal vier nie? Nou op hierdie stadium, as hulle by daai breek van die brood is, en hulle druk om in bitterkrye wat sê dit was sleg in die wêreld, en hulle druk om in 'n puist van appel en granaat en van dadels. Dis die voorgereg amper. Terwyl hulle dit doen, begin die disippels onder mekaar stry oor wie van hulle is eintlik die grootste en die belangrikste. En dit is dan dat Jesus, Johannes 13 kan jy dit gaan lees. Kom ek vra jou, gaan lees in Johannes 13, wat doen Jesus dan? En sê vir my wat dit beteken, sodat jy ook nou 'n bietjie kan werk. Gaan kyk wat gebeur in Johannes 13. Hy is die enigste een wat dit sê. Hoekom is Johannes die enigste een wat dit sê? Wat karakteriseer Johannes? Wie is Johannes? Hoe ken ons Johannes uit? Wat doen Jesus daar en wat beteken dit? Dan sal hulle die tweede beker drink en hulle sing 'n lied wat die Hallel genoem word, waar die woord Halleluja vandaan kom, en dan word die lam ingebring. En net voordat die lam ingebring is, sê Jesus hierdie skokkende, hy los 'n bom. Hy sê, een van julle gaan my oorgee. Een van julle gaan my uitlewer. En dit is ondenkbaar om daaraan te dink, want as jy aan 'n maaltyd deelgeneem het saam met mense, het jy vir daai mense om die tafel gesê, ek is jou vriend deur dik en dun. Ek staan by jou. Ek deel my lewe met jou. Dis wat dit is 'n liefdesmaal genoem. Die Bybeltyd is dit 'n liefdesmaal genoem. As ek saam met jou aan die tafel gaan sit en ek eet saam met jou, verbind ek myself aan jou. Ek staan by jou, ek verdedig jou, ek is joune, ek behoort aan jou. En om dan aan daai tafel te sê, een van julle om hierdie tafel gaan my oorgee, is ondenkbaar. Wat beteken dit vir jou dat die duiwel dit kon regkry om een van die 12 wat saam met Jesus gelewe het elke dag, saam met hom bedien het, uitgegaan het en bedien het in die naam van die Here, dat een van hulle geïnfiltreer is deur die duiwel. Natuurlik hulle vra, Here, wie is dit? En vra vir mekaar, wie dink jy is dit? En is dit nie dalk jy nie? En as almal sê nee, is nie ek nie, dan begin hulle tog uiteindelik vir hom vra, is dit dalk ek, Here? Moenie vir my sê dis ek nie, Here, want hulle weet, hulle het net gestry oor wie van hulle is die grootste en die belangrikste. Here, is dit nie dalk ek tog nie? Is dit nie dalk tog ek nie? En dan wys Petrus vir Johannes en hy sê vir hom, vra hom wie is dit? En Johannes sit reg langs Jesus, en aan die ander kant reg langs hom sit Judas. Die twee ereplekke aan die tafel is Judas en Johannes. En wat sê dit vir jou van wie Jesus is? Praat 'n bietjie daaroor. Wat sê dit vir jou van wie Jesus is, dat Judas en Johannes in die twee ereplekke sit? Hoekom dink jy sit Johannes in die ereplek? Weereens, wie is hy en wat is hy? En as jy dink aan Judas en wat in sy hart aangegaan het, hoekom sit Jesus hom in die ereplek langs hom? Praat 'n bietjie daaroor. En dan leun Johannes oor, een van die evangeliese het met sy bors op, sy kop op Jesus se bors gelê en hy vra hom, wie is dit, Here? En Jesus leun oor na hom toe en sê, die een wat ek die stukkie brood gee wat ek gaan indruk. En so net Johannes het dit gehoor, en hy gee dit vir Judas. En hy sê dan, dat almal kan hoor, wat jy doen, moet jy haastig doen, en die ander het dat natuurlik nie verstaan, hulle dink dit iets doen met die geld, want Judas werk met geld, net opgestaan, en uitgeloop, en die Bybel sê, en die duiwel het in hom ingevaar.
Hoekom? Want Jesus het geweet wat in Judas se hart is. En Judas kon nie deel hê aan die lam, terwyl dit is wat in sy hart was nie. En daarom moes Judas uit die ete verwyder word voordat hy die lam gedeel het met sy disippels. Dink 'n bietjie wat dit beteken, dat die Here die ondersoeker is van jou hart, want as hy van hierdie tafel af opstaan loop en sê, ek gaan nooit weer saam met julle wyn drink, totdat ons saam aan die tafel sal sit in die koninkryk van my Vader nie. Dan eers weer. En kan jy dan dink dat Jesus die harte gaan ondersoek voordat jy aan daai tafel sal kan sit? En dan net die wie se harte reg is, sal aan daai tafel kan sit, en die wie se harte nie reg is nie, gaan net verwyder word. Wat beteken dit vir jou oor die nagmaal? Wat sê dit vir jou van die nagmaal? Wat sê dit dat die Here verby jou uiterlike kyk en in jou hart inkyk, en voordat jy vanaand aan hierdie tafel sit, sê die Here, ek kyk in jou hart en ek sien alles en ek weet alles. Ek weet alles wat jy dink. En miskien kan jy nou wegkom met 'n klomp goed, maar dan gaan 'n oomblik kom dat jy verwyder sal word as jou hart nie reg is nie, en dan nie sal kan aansit aan die tafel van al die tafels, as hy vir die laaste keer in die hemel nagmaal gaan geniet saam met sy bruid. So ek wil julle met 'n bietjie hieroor gesels, julle met 'n bietjie hieroor praat, dink 'n bietjie aan die implikasies daarvan, en dan wil ek hê, bedien die tafel van die Here aan mekaar.